nog 'n episode van Huishonde. Hallo Philip. Hallo Tersia, welkom hier van 'n effe cool Jeffreys Bay af vandag. Ons het heerlik somer in die Boland. Dit is fantasties. Hierdie week hier by die see was 'n bietjie aan die kouer kant gewees en 'n bietjie nat. So winter vir ou laas. Ja, maar hy sal ook verbygaan. Hoe sê hulle? This will also pass. Dis too shall pass. Goed. Hoe gaan dit daar weer? Nee, ons kan nie klaar nie, dankie. En ons is opgewonde vir vandag se gesprek. Ons gesels natuurlik vandag oor hoe kies jy die regte honderas? Daar is meer as 400 tipes erkende honderasse, reg? Daar's genoeg Om van te kies. So Ja. uit al hierdie natuurlik in verskillende lande is daar verskillende honde wat amper half van nature beter fit is en hulle is dus meer gewild in daardie lande. In Suid-Afrika kry ons verskriklik baie honderasse wat baie gewild is. So tussen al hierdie chaos, hoe kies 'n mens? Ek dink 'n mens moet teruggaan na wat ons in die vorige gesprek genoem het, is dat die hond wat jy kry moet op die einde van die dag 'n doel hê. Reg? So as jy 'n hond gaan kry, wat gaan sy doel wees in die huis? En ek dink daar volgens en ook gebaseer op my lewenstyl. As ek 'n boer is, gaan ek sekere honde kry. As ek ouetjie is wat op die bank lê, gaan ek 'n ander tipe hond kry. As ek iemand is wat gaan hardloop en draf en ek wil 'n hond saam met my hê, gaan dit ook 'n ander ras wees. As ek 'n werkende hond wil hê vir tuisbeskerming, dan gaan dit ook weer 'n ander ras wees. So jou keuse gaan bitter belangrik wees. 'n Mens moenie uitgaan en sê dis 'n mooi hondjie, ek wil hom hê nie. Dis natuurlik twee grootste faktore wat ons baie mee te doen kry is dat mense kies 'n hond op looks. As jy vir hulle vra hoekom het jy hierdie hond gekies, dan sê hulle want hy was mooi of ek hou van daardie ras omdat dit 'n mooi hond was. Cute. Cute. Jy moet dit baie hoor. Ja. Hy was so cute en hy het my gekies. So ons kyk hier veral na die huskies. Mense wil graag huskies hê omdat hulle pragtige oë het. Mense wil graag die Australian Shepherds hê omdat hulle hierdie pragtige daai pragtige hare het en hulle dink nie altyd verder as dit nie. Jy weet mense moet baie versigtig wees want daar's 'n sekere element wat 'n hond wil hê as 'n status simbool. En ek het al van hierdie raak geloop en dan is daai status simbool 'n verskriklike groot probleem. Ons kyk hierso, ons kry natuurlik baie wêreldwyd is dit 'n groot probleem dat die French Bulldogs so gewild geraak het dat die pryse die hoogte ingeskiet het vir hierdie honde en dan word hierdie spesifieke ras definitief 'n status simbool. En mense begin met hulle by die huis steel. Die idee hulle gaan geld maak daar uit en dan's alles verkeerd. En dinge loop skeef. Jy kan nie net gaan teel met 'n hond nie. Daar is so baie wat in ag geneem moet word. So jy weet 'n status simbool net soos enige ander hond het werk nodig. Ja. Moet gewerk word. Ewen hierdie klein French Bulldogs en goed. Hy moet 'n werk hê. Hy moet iets hê om te doen. Anders dan gaan hy gedragsprobleme begin toon en hy gaan 'n geweldige probleem raak. En dan word hy weggegee of hy word uitgesit. Dit word iemand anders se probleem. Want ek kan nie met die probleem hanteer nie, so ek gee dit maar vir iemand anderster. En weer eens is dit nie die dier se skuld nie. Ja. Dit is jy as die oorspronklike eienaar se skuld wat hierdie hond gemaak het wat hy is. Ja. So mense moet baie versigtig wees en hulle moet gaan sit. Hulle moet soos met baie ander dinge, hulle behoeftes bepaal. Hulle moet kyk wat gaan aanpas by die familie. Partykeer is dit 'n enkel persoon wat 'n companion nodig het, 'n hond wat gaan saam met hom draf of saam met hom op die plaas werk of wat ook al van mag wees. Jy gaan 'n bejaarde mens kry wat ook 'n companion hond soek. En mense 'n companion hond is nie 'n skaaphond of 'n Belgian Malinois
of inteendeel 'n Jack Russell of een van daai aantelings nie. Kan ons daarso inval, aangesien jy Jack Russell genoem het, ons kry dit natuurlik verskriklik algemeen in die stad, daar's hierdie wanpersepsie dat as my erf kleiner is, moet ek 'n fisiese kleiner hondjie kry. En dis dan wanneer mense Jack Russells en worshonde graag kry en aanhou in die stad. En jy sal self weet hoeveel van hulle kry ons wat gedragsprobleme het uiteindelik, omdat die omgewing waarbinne hulle is, die klein erfie, die klein lewe, net nie gepas is vir daardie honderas nie. Wat maak 'n mens in terme van spasie en die ras wat jy kies? Dis jy spasie, almal is spasie. As ek min spasie het, moet ek 'n klein hondjie kry. As ek 'n groot ruime erf het of ek is op 'n klein wolfiets, kan ek 'n groter hond kry. Dis nie noodwendig die geval nie. Want 'n Jack Russell is klein, 'n worshond is klein. Maar min mense besef dat al hulle is in 'n klein erf en hulle het hierdie hond, besef hulle nie dat hierdie hond net soveel stimulasie nodig het as wat 'n groot hond kan hê. Ek kan 'n middelmatige groot hond aanhou in 'n klein erf. Ja. Solank ek daai dier stimuleer. Ek hom uitvat om sosialiseer, gebiedsaanpassing doen en met hom gaan werk. So as ek reg verstaan, jy kan 'n hond soos 'n rifrig, kan jy absoluut aanhou in 'n townhouse tipe erf, mits jy die werk insit, uitkom met die hond, die nodige stimulasie voorsien. Ja, jy kan. Rifrig is nie regtig 'n aanteling wat ek sou aanhou binne so 'n kompleks of iets nie. Want die mens moet weer net gaan kyk hoekom is 'n rifrig geteel, wat was die oorspronklike doel, en ek moet kan hierdie hond ook 'n bietjie van sy natuurlike instinkte of voldoen daaraan. 'n Jack Russell is uit en uit 'n jagter. Ja. Ek bedoel, waarvoor word hy gebruik? Deesdae hy word gebruik op plase met jakkalse jag, die tipe van ding. Hy is die ouetjie wat in die gat ingaan en die doodmaak. Ja. Want hy is vreesloos, maar hy's gebore daarvoor. So dis nie die ideale hond vir jou klein kinders in 'n klein erf net omdat hy kleiner en groter is nie. Inteendeel, hy is dalk die minste gepas vir so 'n situasie. Ja, ek dink as jy 'n hond gaan kies en jy gaan 'n ras kies, dan moet jy kyk na jou lewenswyse en kyk of jou lewenswyse voldoen aan wat die dier nodig het. So kom ons sê ek is 'n meer ek is nie 'n fisies aktiewe mens nie. Ek wil nie sê ek is 'n meer lui mens nie, maar ek is nie fisies aktief nie. Ek draf nie graag vry fiets en ek is nie elke naweek iewers by 'n ander kampterrein nie. Ek is 'n homebody, ek hou daarvan om by die huis te wees. Watter honderasse sal gepas wees vir 'n minder aktiewe lewenstyl? Ons moet hierso die persoon se ouderdom bepaal. Is ek 'n bejaarde mens, dan gaan ek sê kyk na 'n poedel. 'n Poedeltjie kan baie kwaai wees, net soos 'n jokkie, hulle kan beneek en die heel hand uitdruk. En hulle is nie altyd die plesierige diertjies so wat ons dink hulle is nie. Maar as hy deur die stelsel kom, en hy word gesosialiseer en hy doen gebiedsaanpassing, dan raak die honde, en jy weet 'n poedel is se maintenance, soos hulle sê, is baie laag. Hy moet elke nou en dan het sy hare sny en hy moet om die oë skoon gehou word. Want dis wat verloor nie al daai hare nie. Dis die ding. Hy gooi nie al daai hare af nie. Ek was vandag toevallig by 'n poedel gewees, 'n mengsel. Swart, lyk soos leie. Maar daai hond gooi hare, nee, jy kan dit nie glo nie. Ag, die arme mense. Hulle sukkel om dit skoon te hou. En hulle sê die hond doen dit al van papie af. So, ja, is dit net wat die hond is, of is dit 'n kosprobleem, is daar ander ietsie wat dit veroorsaak? Word die hond te veel gebad, jy weet, mense weet. Maar, ja, 'n mens moet kyk na die ouderdom, sê, ek soek 'n companion hondjie, so hierdie is, want ek is bejaard en ek is nie baie aktief en goed nie, so ja, tipe poedel, klein jokkie, kry hulle in. As ek 'n jonger persoon is, dan moet ek kyk na 'n ander aanteling wat vir my 'n pel gaan wees, wat ek my tyd saam mee kan.
jy weet, ons sport altyd, maar jy kan kyk na 'n beagle. Hulle kan lekker beneek wees, hulle kan lekker kwaai wees, nee. Maar hy is nou die ou wat saam met jou op die bank gaan lê en saam met jou chips eet en koeldrank drink. Want hy is nou nie eintlik daai aktiewe hond nie. Hy het die ore vir reuk, hy het 'n beter reuksintuig. Hy behoort te kan spoor sny, maar jy sien nie dat hulle gebruik word nie, want ons het 'n spoorsny, het ons of 'n stadige spoorsny of 'n hoë spoed vinnige spoorsny. Soos jou Belgian Malinois, hulle is hoë spoed. Hulle doen spoorsny werk, maar hulle doen baie vinnig. Reg. En dan jou bloedhonde, hy vervang nou eintlik die ou beagle goed, want hy's 'n stadige spoorsnyer. Mooi daai groot ore het wat hy die reuke bymekaar kan maak. So ja, daar is aantelings wat jy as 'n partner kan inbring, couch potatoes soos ek altyd sê. English Bulldog? Ja, jy kan, maar hulle is nogal bedrywige hondjies, hoor. Is dit? Ja, hy wil dinge doen. Ja. English Bulldog, dis mos een van hulle wat so lief is om hy skateboards te ry. Ja. Bulldogs, hulle is aktief, hulle is besig. En dit is vir hulle stimulerend. Ja. So ja, as 'n companion hondjie, kyk na 'n kleiner aanteling, kyk na ene wat nie so baie onderhoud nodig het nie, kyk na ene wat maklik aanpas, wat goed gesosialiseer is. As hy nie is nie, moet jy dit self doen. En ek wil hier net inkom, ons moenie ons Afrikaners honde weggooi. Ja? Jy weet, mense dink altyd dis 'n ander aanteling daai wat niks werd is nie, maar hulle is baie intelligent. Normaalweg oor sy agtergrond is hy goed gesosialiseer. Hy is niks pla hom in die wêreld nie. Jy weet, dis soos 'n boemelaarsehond. 'n Boemelaarshond is seker die beste gesosialiseerde, gebiedsaangepaste hond wat jy kry. Want hy travel saam met daai boemelaar. 'n Bom kan daar ontplof. Hy loop oor highways en onder brûe en niks pla hom nie, verby katte, verby karre. En baie van die Afrikaners honde is ook so. En jy kry nie net 'n groot Afrikaners, jy kry kleiner een ook. En daar's niks fout om 'n rescue hond te kry. En as jy 'n companion hond wil hê en so. Want hulle is nou maar net, dit is net bewys, omdat hy daar groot geword het, waar ook al. Ja. Hy is net 'n cool hond. Maar dit bring my sommer nou by iets wat jy vroeër gesê het waarby ek wil aansluit. Hoe belangrik is die keuse, wanneer jy keuse maak, hoe belangrik is dit om te kyk na 'n purebred hond, 'n suiwer ras teenoor 'n gemengde ras? Jy weet, suiwer geteelde honde is suiwer geteel vir 'n rede. Die neiging met Alsatians nou so daar is opreg, maar met 'n baie lae rug. Want dis 'n skout. Ja. Dis nie 'n werkshond daai nie. Dis nie 'n polisiehond nie. Ja. Dis nie weermaghond nie. Die vierkantige rug met die vierkantige bou is die werklyn. Is die werklyn. Vir my was opreg geteelde honde nog altyd die wat die meeste neig na probleme toe. Dis nie psigiese probleme nie, gedragsprobleme nie, maar na siektes en goed. Omdat hy so opreg is, veral in die kleiner rasse, is dit 'n dier wat baie meer aandag en maintenance nodig het. Ons sal dit so. Waar jou gemengde rasse is taai. Ja. Weet Afrikaners hond is taai. Hy's Ja. Maar as jy kyk na jou Jack Russell, opreg geteel, hy's baie taai. Net 'n hond wat sommer probleme kry nie. Maar ek sê altyd 'n mens moet 5-6 jaar vorentoe dink en vorentoe kyk. Reg. Want dis wanneer jou probleme inskop. Maak nie saak wat se dier ek het nie, as ek kom van die staanspoor af nie reg voer nie, regte kos gee nie, die regte sosialisering, gebiedsaanpassing. Ons herhaal dit baie, maar dit is so belangrik.
Verder af, dis waar die hond op jou gaan draai, dis waar die hond probleme gaan kry. Mediese rekeninge hê wat Ja. baie hoog gaan wees, jammer daaroor. So ek is baie lief weer eens afhangende van waarvoor ek hierdie hond gaan gebruik. Die doel van die hond is ek baie lief vir my aanvalshonde goed laat hulle meer neig na opreggeteelde honde. Dat hulle word geteel vir daai doel. As dit kom by companion honde, jy weet, as jy kyk na die beste companion kat, is dit 'n gemengde ras, dis nie 'n opreggeteelde kat noodwendig nie. Ja. En is dieselfde met honde. In my opinie, was nog al die jare, was dit my opinie gewees. So, die ras wat ek kies, is afhanklik van my lewenstyl, van wat die doel van hierdie hond in my lewe gaan wees, in die volgende klompie jare, want dit is 'n commitment. Wat is my commitment? Wat kan my commitment wees teenoor hierdie dier? Om vir hom te sorg, en om te stimuleer. So, dis baie maklik te sê, ek hou van 'n husky, ek wil 'n husky hê. Maar hoeveel van daai huskies eindig op in die SPCA en daai plekke? Jep. Want hy's 'n traveler. Ja. As hy nie daai stimulasie het nie, dan breek hy uit en hy gaan. Ja, en jou breed specific rescue organisasies, Husky Rescue, daai mense is oorlopend vol. Daar is nie plek vir al die honde wat surrender word nie. Ja, ek het 'n kliënt op St. Francis Bay. Hy het 2 van hulle, maar hy het 'n skooter. Ja? 'n ou Vespa skooter amper. En elke middag sit hy hierdie 2 honde in 'n harnas met hulle lang harnas toue en dit is aan die skooter vasgemaak. En hulle hardloop en hulle sleep daai skooter. As hulle hande 'n bietjie styl raak, dan staat hy die skooter, help hy hulle bietjie. As aan die ander kant oorgaan, dan moet hulle weer sleep. En is dit nie presies wat 'n husky wil doen nie? Nee, maar dis sy lewe. Ja. Dis sy lewe. Hy stel en hy wil travel. Dit is sy werk. En hierdie ou voldoen daaraan. En onder in die Kaapstad, is daar 1 of 2 groepe wat Saterdag by mekaar kom. En hulle het hulle huskies ook in harnasse en goed. En hulle hardloop saam met die honde. So daar is opsies. As jy 'n sekere honderas wil hê en jou leefstyl nou laat nie noodwendig toe daarvoor nie, daar's goed wat jy kan doen. Daar's plekke waartoe jy kan gaan en daar's idees wat jy self, soos met die skooter, mee vorendag gaan kom om vir die hond vervulling te gee vir sy mees natuurlike behoeftes volgens sy ras. Ja, oor see, en 'n spyt dat ons dit nog nie hier sien nie, is daar cross country. Ja. Hardloop met die honde. Ek hou daarvan dat jy sê ons sien dit nog nie hier nie. Nee, ons sien dit nie. Die mense, hierdie honde word fiks gemaak en die mense vir daai doel. Maar as hy gaan hardloop, jy weet hulle gaan doen, kom ons sê 100 km in 2 dae. Daar's 'n verpligte oorslaappunt waar alles vir die hond is en vir die persoon goed, maar hy moet sy kit op sy rug dra en hy moet hardloop saam met sy hond en hulle is deur die berge en goeie. So, maar dit gaan terug op, het ek die tyd en die commitment om dit vorentoe te vat met watter ras ek ook al kry. Ja. Want jy weet, ewen jou Yorkie en 'n Yorkie is 'n duiwel. Want as hy sê, dan word hy opgetel. As hy blaaf, dan word hy gepaai. So dis alles betaling vir hierdie gedrag. En ek het al met van hulle gewerk wat hoogs aggressief is, hulle byt aan. Want die mense spandeer nie die tyd en het nie die commitment om hierdie hond stabiel te kry nie. Nou toe, dit bring ons aan die einde van hierdie episode. Ons kan nie nog vir 'n hele maand aan mekaar gesit. Waar? So wanneer jy oorweeg om 'n nuwe hond te kry, wanneer jy 'n nuwe hond gaan kry, jou hoofoorwegings vir watter honderas jy moet kies, is dat jy moet kyk wat is die doel van hierdie hond in jou lewe en watter leefstyl jy moet eerlik wees oor watter leefstyl jy tans leef en wil leef vir die volgende 10 jaar saam met daardie hond. En kies dan dienooreenkomstig. Ek stem heeltemal saam. Mense moet so versigtig wees. Onthou ek het ook in die verlede gesê ek wens almal was verplig om 'n kursusie te gaan
voordat hulle hond mag kry. Ja, ongelukkig gaan dit nie gebeur nie, maar ons doen ons bes. Ja, maar ja, dis hoekom ons hier so is om mense bewus te maak van al hierdie goed. So ja, lekker om weer te gesels. Ek geniet dit. Ek sê spyt die tyd is altyd so kort. Maar daarom kom maar altyd 'n volgende video. Baie dankie Philip. Ek hoop almal het 'n fantastiese maandag en 'n lekker week voor julle. En vir jou Ters daarbo, stuur 'n bietjie vir ons van daai hitte. Ons het en vir al die mense daar buite, onthou ons het 'n Facebookblad. Ons het baie inligting. Tersia doen altyd videoetjies en goed so. Moenie bang wees om te gaan kyk nie. Moenie bang wees om te gaan kyk of enigtyd vir ons 'n boodskap te stuur nie. Wat julle mag is in kennis, né? Presies. Dankie Philip. Okay, mooi bly daarso en dan almal daar buite veilig wees. Pas julle mooi op en ons gesels gou weer.